Goeiemôre, ek groet u. Dit is Sondagoggend, die 2de van Augustus. So loop die jaar vinnig, né? Kom ons gesels oor die wet van Moses. Onderhou die wet of onderhou nie sy wet nie. Ons baie kerkdenominasies wat die wet van Moses verwerp. En dan is daar weer baie hoofstroomkerke wat verkondig die wet onderhou moet word. En elke Sondagoggend lees hulle die 10 gebooie van hul kansels af. Nou wie is reg? En wat sê die Bybel hieroor? Dis tog die finale waar ons kan kyk. Jesus sê in Matteus 5 vers 17, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Woordjie vervul beteken hier om vol te maak, of af te handel, of te voltooi, volmaak te maak, of te volbring. En dan sê vers 18 van Matteus 5 sê Jesus verder, want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal die een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Te vervul, alles gebeur het nie. Die Engels gebruik die woordjie fulfill in beide van hierdie teksverse. Maar in die Grieks is dit twee totaal verskillende woorde. Ek het vir u gesê, vervul beteken om vol te maak, afgehandel, voltooi, volmaak te maak, te volbring. Alles gebeur het nie. Ek lees uit die Bybelkommentaar uit, al sou die aarde en die hel saam staan om die voorneme van God te verhinder, sal dit nooit slaag nie. Selfs die een letter sal verlore gaan nie. Want die woorde van God, wat sy voorneme uitspel, is onveranderlik. Elke sondaar wat volhard in sy sonde sal gestraf word, die verwydering te word van God en sy heerlikheid, en elke siel wat na God toe kom deur Jesus Christus, sal gered word, so seker as wat Jesus gesterf het. Hierdie uitdrukking beteken dat die wet nooit vernietig sal word nie, totdat dit sy doel gedien het. Dus dieselfde as om te sê, dat alles mag verander, hemel en die aarde mag verbygaan, maar die wet van die Here sal nie vernietig word, voordat dit sy volle doel gedien het nie. Nou wat is die doel van die wet? Galasiërs 3 vers 24. Die wet was ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig word uit die geloof, maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. Met ander woorde, die doel van die wet was om die mens sy sondigheid te laat besef, en om te laat besef dat hy 'n verlosser, 'n redder nodig het. Galasiërs 3 vers 19. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge, so totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom. En dit is deur engele beskik, deur tussenkoms van 'n middelaar. En Romeine 7 vers 7 sê, wat sal ons dan sê, is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie, want ek sou ook nie begeerlikheid geken het nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Hy sê, totdat die saad sou kom. Wanneer kom die saad? Hebreërs 10 vanaf vers 5. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, dit is Jesus Christus, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Slag brandoffers en sondoffers het nie behaag nie. Toe het hy gesê, kyk, ek kom in die boekrol, is dit vir my geskrywe om u wil te doen, o God. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou hy nie hê nie, het hy nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg en om die tweede te stel. En deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. En die apostel haal hier aan uit Psalm 40, waar hierdie geprofeteer was, vers 7, u het geen behaag in slagoffer en spysoffer nie. Oor het u vir my gegrawe, brandoffer en sondoffer het u nie geëis nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, en die boekrol is vir my voorgeskrywe, ek het lus, o God, om u wil te welbehaag te doen, en u wet is binne in my ingewonde. Net terug na vers 7 toe, hy sê, u het geen behaag in slagoffer en spysoffer nie, oor het u vir my gegrawe. Die sinnetjie daar, oor het u vir my gegrawe, pas nie eintlik hierin nie.
maar dit verwys heel waarskynlik, as jy na die Engelse vertaling kyk, dan kan jy dit duideliker sien. Maar dit verwys waarskynlik na Exodus 21 vers 2, die hantering van 'n Hebreëse slaaf. Hy sê as jy 'n Hebreëse slaaf koop, moet hy 6 jaar lank dien, maar in die 7de moet jy jou as vryman verniet laat weggaan. Maar as die slaaf reguit sê, ek het my heer, my vrou en my kinders lief, en ek wil nie as vryman weggaan nie, dan moet sy heer hom na die owerhede bring, en dan by die deur, of by die deurpos bring, en sy heer moet sy oor met 'n els deurboor. Daarna moet hy hom vir altyd dien. Met ander woorde, hy sê hier, het geen behaag in slagoffer, spysoffer nie, dis vers 7, Psalm 40, oor het hy vir my gegrawe, met ander woorde, hy sê of slagoffer, spysoffer, maar ek gaan u vir altyd dien. Terug na slagoffer en spysoffer toe, dit het hy nie geëis nie, dit het nie behaag nie, dit was nooit God se wil, of sy doel, onder sy eie wet, dat hierdie offers versoening vir sonde sou bring nie, maar dat dit slegs bedoel was om ons na Jesus toe te wys. Sy menswording het uiteindelik sy soendood, en daarom is daar 'n liggaam vir hom bereid deur die bonatuurlike bevrugting deur die Heilige Gees in die moederskoot van die maagd Maria, en net soos wat God se wil is, en soos wat hy vroeër deur sy profete vir ons het gesê het. So opmerklik dat al die offergawes wat vir die versoening onder die wet gebring moes word, wat afwas van sonde voorgestel het, deur die apostel en die psalms hier opgesom is, dat dit nie een of almal daarvan sonde kon wegneem nie, en dat die offer en soendood van Christus die enigste was wat dit kon doen. En Kolossense 2 vers 13, die hele wat dood was deur die misdade en die onbestredenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Die skuldbrief teen ons, die handwriting, sê die Engelse vertaling, wat met sy insettinge ons vyandig was, sy ordonnansies, sy gebooie, bedoel die apostel die vereistes van die wet, wat die mense moes onderhou, wat hom veroordeel het, en wat hy nie kon onderhou nie, maar hy het dit oortree, en God het hierdie wet uitgedelg en weggeruim. Toe Jesus aan die kruis genaal was die vereiste om hierdie insettinge te onderhou weggedoen. Apostel Paulus weeg die doel van die wet van werke op teen die wet van die geloof in Romeine 3 vers 21. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Wat bedoel hy daarby? Die wet het die sonde gedefinieer. Wat sal ons dan sê Romeine 7 vers 7? Is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie, want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. En dan vra die apostel, Romeine 6 vers 1, wat sal ons dan sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Wat sal ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons toch daarin lewe? Vers 14, want die sonde sal oor julle nie eers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Ander vraag, in vers 15, wat dan sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie, dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Die wet kan 'n mens nie regverdig maak nie. Vers 21 van Galasiërs 3, is die wet al teen die beloftes van God? Nee, stellig nie. Want as daar 'n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. En Galasiërs 3 vers 10 het ons gelees,
Want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Want die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge te doen, sal daardeur lewe. Die apostel betug die gelowiges in Galasië. In Galasiërs 4 vers 9 sê, maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van vooraf wil dien? Julle neem dae en maande en tye en jare waar. Wat sê hy vir hulle? Dae en die maande, tye, jare, sabbate, sekere dae, nuwe maande, feestye, paasfees, jaarlikse byeenkomste, sabbatjare, jubileejare. En vers 18 van Hebreërs 7 sê, want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod, weens die swakheid en nutteloosheid daarvan, omdat julle net het hy gepraat vir die swakke en armoedige eerste beginsels. Hier sê hy die swakheid en nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volkome maak nie. Maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop, waardeur ons tot God nader. Hebreërs 8 vers 7, want as daar die eerste een onberispelik was, so daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie. Jesus, ons hoëpriester, Hebreërs 7:28, want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede. Maar die woord van die eedswering wat na die wet gekom het, stel die seun aan wat vir ewig volmaak is. Die wet het ons na hom toe verwys. In Hebreërs 8 vers 7, want as die eerste een onberispelik was, so daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie. In vers 13 sê, as hy sê 'n nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak, en wat oud word en verouder, is naby die verdwyning. En ek sluit af met aanmoediging, Galasiërs 5 vers 1, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. Ons is nie onder die wet nie. En laat julle nie weer onder die juk van diesbaarheid bring nie. Vers 14, want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Onthou Jesus vir die skrifgeleerde gesê het, wetgeleerde gesê het, jy moet die Here God lief hê met jou hele krag, met jou hele verstand, met alles wat in jou is, en jou naaste met jou soos jouself. Mag die Here u seën. Amen.